word gevra om hierdie reeks wat daar vir ons gegee word in sigma notasie te skryf. Wat beteken ons gaan gebruik maak van die sigma simbool. Ons identifiseer of definieer vir onsself 'n veranderlike, kom ons sê nou maar x is gelyk aan 1, al die pad tot by hoeveel terme? Waar volgens die vraag is dit al die pad tot by n terme. So dit is nog redelik standaard, maar nou moet ons 'n formule kry waarmee ons elke een van daai terme, met ander woorde, ons moet uit die formule uit, wanneer x gelyk is aan 1, moet ons die eerste term kan kry. Wanneer x gelyk is aan 2, moet ons die tweede term kry, derde term, ensovoorts, al die pad tot by n terme. Nou baie keer vereis hierdie tipes vrae 'n redelike mate van insig van jou kant af en die raak sien van patrone. Soos byvoorbeeld in hierdie geval. So jy sien daarso is 'n 1 en 'n 1, daar's 'n 2 en 'n 2, daar's 'n 3 en 'n 3. So met ander woorde, die getal wat vooraan staan in elke term van jou reeks stem ooreen met die hoeveelste term in die reeks. So ons kan al begin deur te sê as 'n x gelyk is aan 1, dan is x daar gelyk aan 1. As x gelyk is aan 2, is x daar gelyk aan 2. So dit is redelik standaard. En dan as jy sien, die term direk daarna is elke keer 1 meer. So ons het x maal met x plus 1. En daar is ons formule. Nou kom ons toets dit net gou-gou. Kom ons vervat die derde term, vervang x is gelyk aan 3 daarin, dan kry ons 3, hakkie, en daai word 3 plus 1 is 4, en dit is ons derde term, soos ons gesê het, wat presies is, wat daar vir ons in die voorbeeld gegee is. So met ander woorde, daai is die sigma notasie wat hulle voorgevra het.